Seun en die Heilige Gees, genade en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Marie, kinders, en die Vera, Waldo Martin, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees en sy troos julle ontvou in hierdie diens en ook in die res van hierdie tyd saam. Mag die Here julle bewaar. Familie en vriende, ons het saamgekom om afskeid te neem van ons broer in Christus, Constant Kardeweijer. Sy heengaan was so onverwags, en het almal, familie, vriende en gemeente, baie diep geraak. Ons harte is swaar, en ook ons eie benoudheid oor die finaliteit van die dood is groot. Om hierdie rede soek ons troos en geborgenheid by ons Here Jesus Christus. Hy sal ons nie alleen laat in lyding en smart nie. Hy is ons hoop. Kom ons hou vas dan aan sy woord, soos aangeteken in die Evangelie volgens Johannes. In hoofstuk 10 lees ons die volgende: Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee vir hulle die ewige lewe. Hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid. En niemand sal hulle uit my hand ruk. Die Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle die hand op my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Ons gaan nou ons eerste lied sing. In die blaadjie aan die linkerkant is die Duitse lied, en aan die rechterkant is die Afrikaanse woorde. Lied 320. Ja, dan die 372. Staan en bid ons saam. Ewige God, ons bid U, versterk ons geloof, sodat ons U wysheid en liefde ook in hierdie uur van smart sal erken. Die troos van die Evangelie ervaar en met vertroue die pad waarin U ons lei sal stap. Dat die Gees naby ons wees
Gee ons die vrede van ons Here Jesus Christus. Amen. Vra dan nou Waldo om ons die lewensloop van Konstant te lees. Laat my toe om die lewensloop van Konstant in Afrikaans en Duits te lees. Konstant Karl Weyer wurde am 7. August 1974 in Lichtenburg als viertes Kind von Ludwig und Vera Weyer geboren. Getauft und konfirmiert wurde er von Pastor van Scharren in der evangelisch-lutherischen Kirche der Concordia-Gemeinde zu Apostelachte. Hier verbrachte er auch seine ersten Schuljahre in der Gerdau-Gemeindeschule von 1981 bis 1987 und dann ging er in die Hochschule Lichtenburg, wo er in 1992 matrikulierte. In Potchefstroom studierte er Bierkom Rec und arbeitete dann bei PricewaterhouseCoopers und später auch bei Morris International. Seit 2004 war er Control Manager bei Lafarge und ab 2015 fing er bei Sepaco Cement an, wo er bis zu seinem Tode im Amt als Finanzdirektor arbeitete. Hocherfreut machte Konstant am 30. Mai 2005 seine Verlobung an Marlene Kuckeburg bekannt und am 15. Oktober 2005 wurden sie Pastor Filter auch hier in der Concordia-Gemeinde getraut. Aus der Ehe wurden geboren Mieke in 2008 und Heiko in 2011. Am Dienstag, den 8. Juni, erkrankte Konstant an Covid und er starb am 18. Juni nach 5 Tagen im Wilnet Krankenhaus Klerksdorf. Sein Humor, seine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit werden wir nie vergessen. Ruhe sanft, unsere liebe Connor. Konstant Karel Weyer is op 7 Augustus 1974 in Lichtenburg as vierde kind van Ludwig en Vera Weyer gebore. Sy doop en aanneming is waargeneem deur Pastor van Scharren vanuit die Evangelisch-Pieterse Kerk Concordia Gemeente Apostelachte. Hier het hy ook sy eerste skooljare verbring aan die Gerdau Gemeindeschule vanaf 1981 tot 87 en is daarna na Hoërskool Lichtenburg waar hy in 1992 gematrikuleer het. Konstant studeer Bierkom Rec aan die PV vir CAO in Potchefstroom, waarna hy by PricewaterhouseCoopers en Morris International werk. Sedert 2004 sy control manager by Lafarge en vanaf 2015 werk Konstant by Sepaco Cement waar hy die posisie van finansiële bestuurder bekleed. Met groot blydskap het Konstant sy verloving aan Marlene Kuckeburg op 30 Mei 2005 bekend gemaak en op 15 Oktober 2005 is hulle ook vanuit hierdie kerk deur Pastor Filter in die eg gebind. By die huwelik is Mieke in 2008 en Heiko in 2011 gebore. Op dinsdag 8 Juli het Konstant COVID ook gedoen en op 18 Juli is hy na 5 dae in die Wilnet Hospitaal Klerksdorp oorlede. Sy humor, opregtheid en eerlikheid sal ons nooit vergeet. Rus af, lieve Connor. Dankie. Volgende lied sing die 331. Hier in van die Afrikaanse woorde aan die regterkant se kolom.
strek die troue liefde. Die getrouheid tot by die wolke. Die reg is soos massiewe berge, die regspraak 'n groot watermassa. U verlos mens en dier, Here. Hoe kosbaar is u troue liefde, o God. Mense skuil in die skaduwee van die vlerke. Hulle drink hulle versadig in die oorvloed van u huis. In die stroom van u vreugde laat u hulle drink. Ja, by u is die fontein van lewe. In u lig sien ons lig. Reik met u troue liefde uit na hulle wat u ken. Met u geregtigheid na die opregtes van hart. Tot sover ons lesing. Here, met hierdie oop woord voor ons, vra ons u nou bemoediging en sterkte. Bid dit in Jesus naam. Amen. Psalm 36 is 'n baie besondere psalm. In die sin, in die eerste 5 verse, in dit beskryf Dawid die hart van die wese van 'n sondige mens. Begin daarmee, maar in vers 6 tot 10 beskryf Dawid die goedheid van God. So hy stel die sondaar en die verlosser teenoor mekaar vir ons om na te kyk. Verse 8 tot 10 van hierdie psalm was konstant sy aannemingsvers. En dis ons gebruik om aan 'n katekisaan tydens die aannemingsgeleentheid 'n teksvers toe te ken met die hoop en die vertroue dat daardie betrokke teksvers van dese lewe sal begelei, ons sal versterk en ook 'n getuienis sal wees van sy lewenswandel. In my laaste kommunikasie met Constans terwyl hy in die hospitaal was, het dit duidelik vir my geword dat hierdie teksgedeelte werklik waar geword het vir hom. Hierdie God wat Dawid in hierdie psalm skryf, is die God in wie konstant rus gevind het en waartoe hy hom verbind het. Is dan ook hierdie God wat vanmôre vir konstant gebruik om aan ons 'n boodskap van hoop en vrede te bring. Dis konstant se laaste opdrag op aarde. So laat ons ag daarop. Die boodskap is opgesluit in sy aannemingsvers en ook die teksvers waarmee ons dan afskeid neem. Ek gaan weer vir ons lees vers 8 tot 10. Hoe kosbaar is die troue liefde oor God. Mense skuil in die skaduwee van die vlerke. We drink hulle versadig aan die oorvloed van die huis, in die strome van die vreugde wat u hulle drink. Ja, by u is die fontein van lewe. In u lig sien ons lig. Die troos van die Christelike geloof lê juis daarin dat ons 'n God aanbid wat deur geen perke ingeperk kan word. Nie die lewe met sy onbekendheid nie, en ook nie die sekerheid van dood. Oor dit alles heers God en het hy beheer. En dit is vanuit hierdie almag, hierdie heerskap, wat die troue liefde, die getrouheid van sy wese, sy regsuitsprake en sy verlossing vloei. In vers 8 roep Dawid uit, hoe kosbaar is die troue liefde oor God. En dis in hierdie troue liefde waar konstant skuil gevind in sy laaste stryd. Dis waar hy rus gevind. En dit is hierdie kosbare troue liefde wat vanmôre in hierdie kerkgebou teenwoordig is. Dawid skryf, mense skuil in die skaduwee van die vlerke. Omdat daardie vlerke
en susters, is daar nog plek. Is plek vir jou, is plek vir my. Die hartseer oor konstante weggaan, die pyn van verlang, dit is 'n werklikheid. Dit bekruip 'n mens onverwags. En soms voel dit of dit te veel raak. Wanneer daardie tyd kom, vlug na God. Skuil onder daardie vlerke. Daardie vlerke van troue liefde. Daar waar konstant veiligheid gevoel. En waar jy veiligheid en troos sal vind. Luister weer na die woorde van vers 19. Hulle drink, hulle versadig aan die oorvloed van die huis. En die stroom van u vreugde wat u drink, ja by u. U is die fontein van lewe. En u lig sien ons lig. Ons God is die fontein, die bron, die oog van lewe. Onder die beskermende vlerke van God kan ons drink uit die bron. Ons kan versadig raak en uiteindelik vreugde vind. Uiteindelik kan lag met 'n traan. Die toekoms mag dalk nou koud en donker lyk. Maar vanuit die skuilplek, die skuilplek geskep vir die gelowige, vandaar kom lig. En in die lig van God sal ons ook kan sien. Ook julle as gesin en as familie. Ek wil afsluit met die gebed van Dawid, aangeteken in vers 11. Ek wil dit as 'n seën, as 'n gebed vir elkeen van julle gee. En dat julle dit mag ervaar. Reik met u troue liefde uit na hulle wat u ken. Met u geregtigheid na die opregtes van hart. Mag die God van genade, troos en troue liefde dan vanmôre uitreik na julle as gesin en familie. Mag julle sy troue liefde dan nou ervaar en mag julle daaraan toegevul word. Nie net vandag nie, maar ook in die weke en die maande wat voorlê. Amen. Sing dan aan ons laaste lied in die kerk, lied 488. En direct na die lied wil ek vra dat Christoph Schulenberg vorentoe sal kom te bedank. Lied 488.
Die familie wil graag die volgende mense bedank. Pastoor Jan Dievenage vir jou besoek, berading en ook jou diens vandag. Mark Hansen vir deine diens weiter als kirchenvorsteher. Mark vir jou diens vandag as kerkraadslid. Egon, Anton und André Schulenburg und Günther Hansen für die Vorbereitungen auf den Friedhof. Egon, Anton, André und Günther für ihre Voorbereidingen op die kerkhof. Rood begrafnisdienste, Danro en die lyn vir die professionele en sympathieke wyse waarop julle die begrafnisreëlings waargeneem het en vir julle ondersteuning en meelewing. Die ambulans, asook dokters en verpleegsters wat met toewyding na Constant omgesien het gedurende die tyd in Wilmet Hospitaal. Sepaco Sement, personeel, kollegas en vriende wat konstant in sy werk ondersteun het. Laerskool Lichtenburg, personeel, ouers en maats vir julle omgee en ondersteuning. Magic Flowers, Johan vir die blomme en die ruikers. Der Frauenkreis für die Liebe, Betreuung und Versorgung. Die vrouwengroep vir die ondersteuning en versorging en liefde. Natasha en Adele vir julle hulp met die foto's. Oom David Burger vir die opname van die diens. Der Posaunenchor vir das Blasen auf dem Friedhof. Ons Bassuinkoor vir die trompetspel by die kerkhof. Die familie waardeer alle oproepe, boodskappe, besoeke, gebede en ondersteuning, as ook die voorsiening van etes opreg. Die familie schätzt alle Gebete, Anrufe, Botschaften, Besuche, Unterstützung und auch die Mahlzeiten. Afskeid van Constant Weier. Ek vra dat u sal staan terwyl ek die volgende gebed gaan doen. Kan gerus staan. Diegene van u wat hom werklik lief gehad het en gerespekteer het, laat hierdie liefde en respek dan ook aan ander bewys word. Vir diegene vir wie Constant baie lief gehad het, dank hom en dank God vir daardie liefde. As daar iemand is onder ons wat skuldig mag voel omdat daar nie genoeg liefde en woord en daad aan Constant bewys is, laat ons by God dan vergifnis soek daarvoor en ook ontvang. As Constant enigeen van julle in die verlede seer gemaak het, of te nagekom het, vergewe hom daarvoor. En soos God jou vergewe, met jou ongeregtighede. Gaan nou kans gee dat elkeen in stilte afskeid neem met dank en met vrede. Ewige God, Here oor die lewende en die dode, ons buig voor die wil en gee Constant Weier in die hande oor. Ons dank U vir alles wat U in genade vir hom in goeie en in swaar tye gedoen het. Ons dank U ook vir alles wat U deur hom aan ander gedoen het. Ons bid U, ontvang hom met genade en volëindig die werk aan hom in die ewigheid. Here, uit liefde roep U ons na die ewigheid. Laat ons nie daaraan twyfel nie. Ons verstaan U nou vir die oomblik nie. Ons bid dan ook vir almal wat dit Constant se heengaan bedroef, troos
deur die Heilige Woord en die troostende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Laat hulle die hoop op U vestig, versterk in geloof. En dan dra ons aan U op, die een wat die volgende uit ons midde sal wegroep. Berei hom of haar voor om U in die ewigheid te ontmoet. Maak ons daarvan bewus, Here, dat ons slegs pelgrims deur die lewe is. En berei ons voor vir ons laaste uur. Versterk ons vertroue dat U ons tot die einde toe sal vergesel en ondersteun. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Familie en vriende, ons sien uit na die opstanding van die dode en die lewe in die wêreld wat kom. Met hierdie hoop begelei ons na die liggaam van ons broer na sy laaste gesprek. Ek vra dat die staande sal bly en die familie kans sal gee om eers uit te beweeg. Die draers kan by die voertuig en begrafplaas by mekaar kom en ons gaan na net weer te stap op die begrafplaas. Die wat as jy nie mooi kan hoor, kan jy gerus nader staan. Ek lees vir ons saam uit Psalm 121, die pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel
sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Per dag sal die son jou nie dodelik tref nie en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Aangesien God wat die Here is oor die lewe en die dood, ons broer in Christus, Constant Carlo Weyer, uit hierdie lewe weggeroep het, lê ons sy liggaam in hierdie godsakker, sodat dit weer kan terugkeer na die aarde waarvan dit geneem is. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. Ons vertrou ons broer toe aan God. Jesus Christus sal hom opwek. Constant is deur die doop aan Christus verbonde. Nie eers die dood kan hom met sy hand druk nie. Daarom vertrou ons hom toe aan die genade van God. Vrede dan vir hom. Amen. Terwyl die kus dan sak, sing ons dan lied 464.
ewig van die dood, bely ons geloof in God, wat mag het oor die dood, en die opstanding, en die ewige lewe. Kom ons bely dan nou saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die doderyk, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die dood en die ewige lewe.